Nou ja, toe, ek sit so lekker en gesels met die legendariese span van die Staccatos en die liedjie waarna ons so 'n stukkie van kon luister vanmôre is Cry to Me. Ons almal ken hom en ek weet jy gaan hom saam neerie vir die res van die dag. Wat 'n wonderlike voorreg, Brian. Baie welkom. Good morning. Welcome. Good morning, goeiemôre. Ek Steve. slaap nog, I'm still asleep. Jy sien. Thank you. Wakey. Hoor dit is wonderlik om julle hier te hê. Kan julle dink na al die jare, wanneer die Staccatos begin, Brian? 1961. Toe is ek ook maar net nog een of ander gedagte wat daar in die berge Wow. ronddraf. Ja, jonk, jukkerig. Dis hier nou ding, né? 1961, ek dink dis letterlik een van die langslewende bands in Suid-Afrika. Ja, dit is. Definitief. In 22, Ja. 2022, toe daar's ou in Engeland, Mark West, hy's 'n music historian, en hy het ons laat weet, ons is nou een van die langste, one of the longest running bands in the world, and of course the longest in South African history. So julle skop stof in ouens soos die Rolling Stones so amper, is dit nie? Ja, ek kan maar hy het dit 'n jaar voor hulle begin. I think die Stones het 2 in jaar. 62, they started 62. En wat die liedjie aanbetref Absoluut. spesifiek Cry to Me, ek weet daar is nog soveel ander liedjies so goeders, maar Ja. het julle ooit gedink dat hierdie liedjie tot vandag toe nog so relevant sal wees en so suksesvol? Nog Brian? nooit. Huh? Nog nooit in die lewe. Ons kan dit nie glo nie. Die mense kom nog steeds en hulle wag. En dan sê hulle wag vir Cry to Me, want ons doen hom reg op die end. Jy sien, hulle sal daar sit tot jy daai liedjie gedoen het. En dis ook nie 'n liedjie waarvoor jy as musikant ooit moeg sal word nie. It's just one of those hits. Ja. Who would have believed it? As iemand my so gesê het in 1968, 69, toe hy op die treffersparade en so, laat ons hier gaan sit, al die jare later heen. Dis wonderlik. Dit is ongelooflik. As 'n band het julle ook, ek meen julle was lank aktief en toe was daar soos 'n breek of iets wat julle eers weer genoop het om in 2019 of iets bymekaar te kom as ek reg is? Ja, 1999 Ja. het Brian, ek het opgehou met die Staccatos in 95. Hy het toe aangegaan nog, jy weet, nog 4 jaar. So die band het eintlik in 1999 opgehou. En presies 20 jaar later, toe ons bestuurder, Edith Loots, toe sy vir my sê, why don't we reform the Staccatos? Toe begin ek lag. Toe sê ek, well, we must get hold of Brian. I don't know if he's going to, be with it. En nou is hy eerste by die gigs. Hy kan nou nie wag nie. Hoorie, en ek meen nou as jy na die video kyk en goeters, waarin lê dit dat daai stem van jou nog so lekker klink en julle net so lekker saamwerk? Ek meen daar is nie eers vir my 'n ding van ouderdom nie. You just sounds like the Staccatos. Kyk, ek weet ek gaan nou I'm going to sound corny. But God has blessed me with this voice. Absoluut. And because I was the nerd in the band. I'm a nerd rocker. I don't drink. And I've never taken drugs or anything, en ek dink dis hoekom my stem So pragtig is. nog steeds, ek gaan en ek doen dit live, no auto-tuning, I do it live, and I still get all the high notes, and I think it's because I'm blessed. It's as simple as that. You know? Wat kan ons verwag van die Staccatos in hierdie jaar? Wel, dit is nou ons 65e jaar Wow, in die bedryf. net so. Maar ek nie daar moet stop want ek ons weet daar's toer. baie dinge wat gaan gebeur. Julle moet weer vir ons kom kuier, dan bring julle daai gitare saam. Brian, Steve, dit was so lekker om julle hier te hê vanmôre. Tyd is net altyd te min, especially when you are having fun. Dis al vir ons kant af vir vanoggend. Ons sien julle môreoggend weer.